oor 'n 10 uit 10 lewe. Weet jy, God beplan vir my en jou 'n volle lewe. God beplan vir ons 'n lewe van oorvloed. Maar ons het 'n vyand. Hy kom steel. Hy is die een wat ons blydskap steel. Hy steel ons vreugde. Hy steel so baie by ons. Johannes 10 vers 10 sê, hy sê die dief, hy kom om te slag, om te steel en om te verwoes. Maar is dit nie wonderlik nie? God sê, Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Jy sien, baie mense dink ons is net gemaak om te bestaan. Ons hoef nie net te bestaan nie, ons moet 'n oorvloedige lewe hê. Weet jy waar begin 'n oorvloedige lewe? By my en jou keuses, by ons siening wat ons van God het. As jy dink, soos daai onregverdige regter en die man het gekom en vir God gesê, maar toe hy vir 1 talent gee en hy gaan begrawe hom, toe sê hy, Here, ek het gesien dat U 'n harde God is, toe begrawe ek hom maar. En God sê vir hom, op grond van jou eie oordeel, van jou eie woorde, dit wat jy van my geglo het, sal ek vir jou gee. Maar die Here sê, ek het gekom, dat julle lewe, en dat julle oorvloed van lewe kan hê. Gaan ons die dief volg, wat steel, en slag en verwoes, of gaan ons God volg, wat vir ons lewe gee? Baie mense sê ons volg God, maar wanneer moeilike tye oor hulle kom, dan kies hulle die verkeerde pad. Dan kies hulle om depressief te wees. Dan kies hulle om mismoedig te wees. Dan kies hulle om saam met die duiwel te praat. Of ons praat saam met die duiwel, of ons praat saam met God. Die Bybel sê, kan 2 saam stap, as hulle nie ooreenstem nie. Ons kan nie sê, Here, ons glo God, maar ons praat nie sy woord nie. Ons glo God, maar ons praat teen hom nie. Hy wil hê, ek en jy moet 'n oorvloedige lewe hê. En wat se lewe wil hy eerstens vir my en jou hê? Geestelike lewe. 'n Sielslewe. Onthou daai skrif wat ek al 'n paar keer gebruik het, wat hy sê in Psalm 121 vers 7, hy sê, ek gaan jou bewaar. Maar wat is die belangrikste wat hy bewaar? Is ons siele. Maar hy wil ook hê ons moet 'n goeie lewe op hierdie aarde hê, maar die belangrikste waarvoor Jesus gekom het, die heel belangrikste is heel eers in jou siel. Hoe lyk jou siel? Kan jy sê, Here, vandag soos ek hier sit, ek is gesond, geestelik? Baie keer wil ons die liggame gesond hê, maar ons geestelike lewe val uit mekaar uit. Ons siele is dalk op pad hel toe, maar God wil hê, ek en jy moet oorvloed hê. Oorvloed van alles. Hy wil vir ons voorsien. Die dief se doel is om te steel, te slag en te verwoes. Dan lees ons in Johannes 9. Jesus is hier besig om 'n blinde man gesond te maak. Hy kom met die fariseërs, hy praat met die fariseërs, hy's besig om met die kerk te praat. Hy's besig om vir die kerk te sê, weet jy, julle moet my volg. En in Johannes 9 kom en hy raak hierdie blinde man aan, en ons lees in vers 7. En hy sê vir hom, Jesus sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word, uitgestuur. En hy het gegaan, en hom gewas, en hy het siende teruggekom. In vers 16 lees ons, en sommige van die fariseërs sê, hierdie man kom nie van God nie. Hulle praat nou van Jesus, omdat hy die Sabbat nie hou nie. Anders sê, hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. In Johannes 10 praat Jesus van die herder, en hy praat van die dief. Nou ons weet, as hy praat van die dief, dis eintlik die Satan wat slag, steel en verwoes. Maar weet jy hoe verkeerd gebruik die Satan mense om by my en jou te kom steel? Gaan jy toelaat dat mense jou dikteer? Gaan jy toelaat dat mense vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie? Dat mense vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie? Hier kom die fariseërs, hy maak 'n blinde man wat vir jare lank, hulle glo hom nie, hulle gaan na sy ouers toe. Hulle vra eers vir die blinde man, is dit jy wat blind was? Hulle sien hom elke dag. Weet jy dat ons as kerk raak baie keer afgestomp? Ons sien mense elke dag, maar ons gee nie ag op hulle nie. Hulle sien hier jou elke dag by die bad sit om te kan sien. Maar hulle besef nie toe hy sien, dis hy nie. Hulle glo hom nie. Weet jy hoe baie keer hoor ek en jy God se woord? Ons sien, maar ons glo nie. Ons hoor, maar ons glo nie. Hierdie man sit en hy's genees en hy kan sien. Hulle gaan na sy ouers toe. En toe sy ouers nou voel, weet jy wat gaan ek nou toe gaan vra hulle om weer? En hy sê, en Jesus kom en hy sê die dief,
slagsteen en verwoes, mag gaan vir julle verder lees. Dan lees ons in Johannes 10 vers 8. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. In hierdie hele Johannes 9 en 10, soos ek gesê het, praat Jesus met die fariseërs. Hy sê, hulle het voor my gekom, maar hulle is diewe. Wat het die fariseërs kom proclaim? Jesus het opgestaan, Jesus het die dood oorwin, Jesus het op die aarde verskyn, hy is nog op die aarde. Hy is besig om te verkondig, ek het gearriveer. Ek is julle verlosser, ek is julle saligmaker, maar wat doen hulle? Hulle verkondig die wet. Weet julle hoe baie mense vandag is terug onder die wet? Hulle aanvaar nie Jesus nie. Hulle verwerp Jesus en Jesus sê, hulle wat voor my gekom het, pas op dat ek en jy nie voor God kom en verkeerde goed preek nie. Ek bid so, ek en Adrian sit nou in die week en praat, en ons sê en ons besef, weet jy wat, van hierdie kansel af glo ek, ons praat die waarheid. Niemand kan ooit in hierdie gemeente sê, ons het nie die waarheid gepraat nie. En ons help jou, maar ek sê ook vir baie van ons kerkraad, die dag as julle hoor, ek begin nou sinister raak, en ek begin nou 'n biertuin in die kerk reël, of wat het ook al mag wees, daai dag fire julle my, want dan is al fout. Alles wat ek en jy doen, moet gaan tot eer van God se naam. Kan nie goed doen en dan sê ons die Here het gesê ons moet dit doen, maar dit is nie tot eer van sy naam nie. Dit gaan en hy sê hier, hulle wat voor my gekom het, as ek en jy nie, Paulus sê ek het niks aan julle voorgehou, behalwe wat? Behalwe Jesus die gekruisigde. Met ander woorde, Jesus moes gekruisig word. Ja, hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy is besig om vir my en jou in te tree. Maar vir Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. Kan ek en jy sê, Here, u lewe is vir my Christus? As jy 'n vol lewe wil hê, moet jou lewe Christus wees. Wat is daar wat tussen jou en God staan? Ek sê vanoggend vir my swaartjie, ek besef as pastoor, is 'n paar goed in my lewe, ek doen nie sonde nie. Maar ek besef vanoggend, Here, ek bid te min. Ek besef vanoggend, Here, ek spandeer te min tyd met U, ek het laks geraak. En weet jy wat, dan moet ek opskerp. Dit help nie, ek sê dit, maar ek doen niks daaraan nie. As God met jou praat vanoggend, miskien sit jy ook hier, en jy sê vanoggend, Here, ek het bietjie afgeraal, ek het so bietjie koud geword. Is dit net met my wat dit gebeur, of wie kan amen sê? Of sê maar eina? As jy nou nie met my saam, ja, ek sê ons altyd sê amen of sê eina. As jy saam sê maar amen. Ons moet mekaar help. Ons moet beter word. Die fariseërs, wat doen die fariseërs op daai oomblik? God doen iets wonderlik. Hy doen 'n wonderwerk. Hy red 'n man, hy help 'n man wat hom volg daarna. Maar wat doen hulle? Geestelike diewe. Weet jy hoeveel geestelike diewe het ons vandag in ons lewens? Mense wat as hulle moet doen wat die Here sê en in die wêreld kom en die wêreld sê kom ons doen dit, dan volg hulle dit eerder. Hoeveel mense is vandag vanoggend nie hier nie, want die wêreld is dalk vir hulle belangriker. Hoeveel mense lees die Bybel en bid nie, want daar's ander goed wat dalk vir hulle belangriker is. Petrus waarsku ons, hy sê, hier's 'n vyand. Ek dink ek het 'n skrif nou hier gemis, dat ek net gou hier kyk. Voel so of ek iewers 'n skrif gemis het nou. O nee, ek gaan seker nog by hom uitkom. Hy sê, Petrus waarsku ons, hy sê, wat moet ek en jy doen? Wie wil 'n vol lewe lei? Wie wil 'n goeie lewe, 'n lewe lei waar die Here vir jou voorsien? Wie wil dit graag doen? Ek dink ons almal wil graag so 'n lewe hê. Maar nou kom Petrus en hy waarsku ons in 1 Petrus in 1 Petrus 5 vers 7. Hy sê, werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Julle sien, wat doen ons? As ons bekommerd raak oor goed, wat doen ons? Hardloop ons na die Here toe, of wat hou jou besig? In jou nood waarin jy nou is, kan jy sê, Here, ek gaan dalk nou deur 'n moeilike tyd, maar omdat ek in 'n moeilike tyd gaan soek ek God se aangesig. Ek hardloop na die Here toe en ek sê, Here, help my, ek het nou moeilikheid. Wanneer laas het jy gevas en bid? Wie van julle weet? Hulle is nou tans besig, wil hulle die kerke stop. Hulle wil vrye prediking stop. Daar's 'n ding nou aan die gang om te sê, as ons by mekaar kom en ek wat 'n pastoor is, het nie toestemming by die regering. Ek het my naam op 'n lys gesit en ek is gelys om dit te kan doen, nie kan hulle my toesluit. As ek by 'n huisel kom en ek het nie toestemming nie, kan ek toegesluit word. Maar weet julle wat, ons hoor hierdie goed, maar wat doen ons? Bid ons daaroor, gaan ons daaroor vas en bid en sê, Here, stop dit. Kyk, hierdie goed moet gebeur, weet julle dit? As hierdie goed gebeur, hoe vinniger hierdie goed gebeur, hoe vinniger kan die Here kom. Maar ek en jy moet nog steeds waak en bid.
Bid ons nog? Die Bybel sê, totdat die een wat hom teehou uit die weg geruim is, kan die duiwel nie doen wat hy wil nie. Wie hou hom tee? Dis my en jou gebede. Die kerk. Solank as wat die kerk op hierdie aarde is, die ware Christene, die ware bidders, die ware gelowiges, kan die duiwel nie doen wat hy wil nie. Maar die boosheid gaan meer word. Dit neem toe, want ons laat dit toe. Ons praat nie saam met die Here, ons praat teen hom. Hy sê, werp jou bekommernis op hom. Wat is die grootste opdrag? Matteus 28 vers 19, bekeer hulle, doop hulle, leer hulle, en dan sê hy in Matteus 6 vers 33, hy sê, soek my koninkryk. Wat is God se koninkryk? Dis om hemel toe te gaan. Dis om te sê, Here, U is vir my die belangrikste. My geestelike lewe is vir my belangriker as my aardse goed wat ek het. Julle sien die mens vandag, ons is so almal so gejaagd. Ons is so in 'n hoë spoed besig om by mekaar te maak, besig om bekommerd te wees. Daar's niks fout daarmee nie. Is daar? Hierdie lig, Bertus, jy moet nie weer hierdie ligte hier sit nie. Ek gaan 'n stuk in skop. Sorry julle. Ek voel die hele tyd, hy pla my. Maar wat gaan ons doen? Wat jaag ons? Wat hou jou besig? Wat hou jou van die Here af? Is dit jou eie selfsugtige begeertes, of is dit God? Dankie Bertus, jy's oulik, ons waardeer. Of is dit God wat jou help? Kan jy sê, Here, ek lewe alleen. Dan sê hy in vers 8, wees nugter en waaksaam. Julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek wie hy kan verslind. Wat verslind Satan eerste is jou geestelike lewe. Jy raak kwaad vir mense, jy sit met bitterheid, jy sit met onvergewensgesindheid, jy word kwaad, jy wil nie meer kerk toe kom nie, jy wil nie meer jou samekomste bywoon nie, jy sien nie die hele tyd fout met almal, die pastoor steek alweer nie sy hemp in nie, of die pastoor se hare is nie reg gekam nie, of wat dit ook al mag wees. Ons begin so ons oop mense sit. Hier sê hy, wees nugter, wees waaksaam. Hoe waak ons? Jy kan nie sê, Here, gaan 'n vol lewe lei, maar jy het nie 'n gebedslewe met God nie. Jy kan nie sê, Here, voorsien vir my, maar jy kom nooit in jou binnekamer nie. Jy ken nie God se woord eers nie. Weet jy hoe val die duiwel ons aan? Met God se eie woord. Dis hoe hy Jesus probeer aanval het. Met sy eie woord het hy Jesus probeer aanval. Maar dankie Here, Jesus het geweet. As jy vandag hier sit vanoggend en sê, Here, ek het nie 'n lewe van oorvloed nie. Here, my lewe val uit mekaar uit. Of Here, dit voel of die duiwel vir my kwaad is, gaan vra die Here, Here, eerstens, hoe lyk my verhouding met U? En as my verhouding met U reg is, watse keuses maak ek? Vra ek U om my die keuses te maak? Die Here weet, ek sit vandag in my eie lewe met baie keuses wat ek gemaak het, wat ek nie die Here geken het nie. Ongelukkig, jy kan daarna kom vra vir vergifnis. God help jou. Maar dit is 'n replika, hy gaan aan, hy kring uit. Jy het ons al gesien as jy klips op die water gooi, dan skiet hy mos so op die water. Dis dieselfde, jy kan daai verkeerde keuses maak, die Here gaan jou help. Maar dit gaan nie 'n maklike paadjie wees om terug te kom nie. En as jy dan terugkom en sê, Here, help my, dan moet jy by die Here bly. Dan moet jy op jou knieë bly. Jy moet 'n verhouding met God hê. Wat sit jy bo die Here? Wat spandeer jy meer tyd aan as wat jy aan God spandeer? En dan sê hy, wat is God se doel vir my en jou? Wat sê hy in Johannes 10 vers 10? Wat is God se doel? Ek het gekom, dat jy en ek lewe en oorvloed van hê. Wat se lewe wil die Here eers vir jou gee? Geestelike lewe. Hy wil hê jou gees moet vol wees van God. Daar in Matteus 3, Matteus 4, het die duiwel vir Satan gesê, sê vir die klip, hy moet 'n broodjie word. En wat sê Jesus vir hom? Daar staan geskrywe. As ek en jy die aanvalle van die duiwel ken, dan sê ons vir hom, maar daar staan geskrywe, Satan. Job skryf, hy sê as die duiwel vir hom sê afdraande, dan sê ek opdraande. Kan jy sê, Here, ek sê vir die duiwel opdraande, as jy sê afdraande, of ek sê afdraande, as jy sê opdraande, of praat jy maar saam? So, Here, dis nie vir my bedoel nie. Weet jy, 'n vol lewe het God vir my en jou kom gee. Johannes 14 vers 6 sê Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hoeveel van keer van ons het ons al hierdie skrif gelees? Jesus sê nie net, ek het gekom dat julle net lewe, hy sê ek is die lewe. Ek is die lewe. Is God vir jou vandag belangrik?
Is hy jou lewe? Of hang jou lewe af van baie goed daar buite? As hy jou lewe is, dan doen jy wat sy woord sê. Ek het julle gesê, die Here begin met my praat oor baie goed in my eie lewe. As ek nie wil kerk toe kom nie, wat moet ek doen? Gaan vat Hebreërs 10 vers 25 en krap hom uit in jou Bybel en sê, Here, dis nie van my van toepassing nie. As ek nie mense wil vryspreek nie, dan kyk al die skrifte in die Bybel oor vergifnis, gaan trek dit dood en sê, Here, dis nie van my van toepassing nie. Dan kyk jy daai dik Bybel van jou. Hoe dun het hy geword? Dis iets wat die Here vir my kom sê. Malcolm, hoe lyk jou lewe? Is daar sekere goed, gaan trek dit maar dood, want jy wil dit nie doen nie. Die Bybel sê, wat ek vir jou baie gesê het in Johannes 12 vers 48, daar's net een wat my en jou in die laaste dag gaan oordeel, dis sy woord. Hy gaan vir jou sê, jy het 'n Bybel, maar jy het gekies om hom nie oop te maak nie. As jy nie 'n Bybel het nie, kontak my. Ek is seker die kerkraad sal nie omgee om vir jou Bybel te koop, as jy nie een het nie. Maar jy moet nou nie vir my kom jok en sê, maar weet wat, as jy nie een het nie, moet dit nie as 'n verskoning, daar's Google ook. Ek hou nie baie van die Bybel op die foon nie, want ek wil hom fisies lees. Ek wil hom voor my sien. Ek lees hom op die foon, maar hy is nie vir my so lekker, dis nie dieselfde nie. As jy nie 'n Bybel het nie, kry vir jou Bybel. Hy gaan vir jou sê, jy het my woord gehaat, maar jy het hom toegemaak. Jy het hom gefile, of jy het hom gelees. En as jy hom lees, gaan jy daai lewe van oorvloed beleef. Gaan jy agterkom, dit beteken nie, my boetie, my sussie, as jy vol is van God se woord, beteken dit nie, jy gaan nie aanvalle hê nie. Dit beteken nie, daar gaan nie struikelblokke wees nie. Al verskil is, jou omstandighede verander jou nie. As die omstandighede verander, dan bly ek en jy gesentreer in God. Ons bly geanker in sy woord en ons sê, Here, dis wat gebeur, al is die omstandighede teen my, my hart is nog by U. Ek lewe nog steeds vir U. Romeine 6 vers 23. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus. Weet jy, sonde betaal? Sonde betaal. Dis die hel. Gehoorsaamheid betaal. Om Jesus te dien betaal, is die ewige lewe. Ons loop twee paaie, ons kies is maar hier sê hy. Maar die genade van God. Ek en jy is gered, hoe? Uit genade uit. Die Bybel sê sodat niemand kan roem en sê dis uit homself uit nie. Jy's uit genade as jy gered, maar dis jou keuse om gered te bly. Dis jou keuse om God te volg. Die Bybel sê kom na my toe net soos jy is. En ek wys jou nog 'n uitnemender weg. So met ander woorde, kom na my toe met jou sonde, met alles wat verkeerd is in jou lewe, maar dan wys ek jou die regte pad. Dan wys ek jou 'n beter pad. Ek wys jou die uitnemender pad. Jesus is ons ewige herder. Hy sê die skape luister na sy stem. Skape luister. Hierdie fariseërs het nie na sy stem geluister nie. Hulle het geluister na Moses en die wet. Hulle het die wet gevolg. Dis hoekom hulle hom oordeel. Dis hoekom die wêreld hom haat. Omdat hy iets beter vir my en jou kom teweeggebring het. Hy het vir ons iets beter kom gee. Johannes 10 vers 11 sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Hy sê ek is die goeie herder. Partykeer dan dink ek, Here, ek is die herder van hierdie kerk. Maar ek is nie 'n goeie herder nie. Dankie, Here. Ons is nie altyd, ek kan nie altyd, jy kan nie altyd 'n goeie man of 'n goeie vrou of 'n goeie kind of 'n goeie alles wees nie, maar Jesus was dit altyd. Hy's altyd die goeie herder. En hy sê, ek is die goeie herder. Ek lê my lewe af vir die skape. En dan kom hy verder en hy sê, die skape luister na my stem. As jy 'n lewe van oorvloed wil hê, begin luister na God se stem. Vra die Here in jou omstandighede, Here, help my. As jy na sy stem luister, dan gaan hy jou help. En dan wil ek vir ons Psalm 23, maar ek wil hom in die nuwe lewende vertaling in die Engelse een, the New Living Translation. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Amen. Hoorie wat sê hy? Die Here is my herder. En omdat hy my herder is, het ek alles. Dan word die aardse goed, die dinge wat my so ophou, wat my so van God af weghou, dan word dit dof, dit word onduidelik. Maar solank as wat God my herder is, het ek alles. As hy nie jou herder is nie, of hy's net 'n halwe herder, of hy's net 'n herder wanneer ons hom nodig het, dis wanneer die tekortkominge kom, dis wanneer die probleme kom, en dan sê hy, I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews
He renew my strength. Is dit nie wonderlik nie? Dat God kom en hy sê vir jou, as jy hom jou herder maak, dan lei jy na groen weivelde. Maar jy sien, as die bekommernisse van die wêreld, Matteus 6 vers 33, so ek dan nog gesê, soek my koninkryk, soek my geregtigheid. Met ander woorde, sorg dat jou naam in die boek van die lewe geskryf is, en dan begin jy soek, wat vir God belangrik is, en dan sê, as jy dit het, as Jesus jou herder is, hy sê, wat het jy dan? Vers 34, dan sê, moet jy nie bekommer oor die dag van môre nie. Hoekom nie? Want môre sorg vir homself. Maar jy sien, ons almal is mens, ons bekommer ons so oor die dag van môre, dan mis ons die herder se stem. Dan mis ons dit wat die herder op ons pad sit, want ons verlang na ons eie begeertes. En dan sê hy, he renews my strength. Miskien het jy volgende hier ingekom, Here, en u sê, Here, kan nie goed met my nie. Ek het soveel aanvalle. Soveel dinge wat in my lewe verkeerd is. Hier sê hy, God herstel jou krag. Maar is hy jou herder? Is hy jou ware herder? Wat hou jou besig? Wat is dit wat jou tik elke dag? Is dit die herder se stem? Of is dit die wêreld se stem? Is dit die herder se stem? Of is dit jou eie stem? Dit wat vir jou belangrik is. Jy sien, ons sit met soveel probleme, want ons eie begeerlikhede is belangriker as die herder. Daar is soveel kruks. Dawid was homself 'n herder. Die herder se werk daai tyd was, hy moes die skape oppas. Hy moes kyk dat 'n beer en 'n ding, dan moes hy hulle verdedig. Maar ek sê God, hy sê ek verdedig nie net die skape nie, ek lê my lewe af vir die skape. God het sy lewe vir jou afgelê. Is jy bereid om te sê, Here, as ek 'n lewe van oorvloed wil hê, moet ek dieselfde doen. Ek hoef nie my lewe af te lê nie, maar ek moet U net voluit dien. Ek moet U net my ware herder maak. 'n oorvloedige lewe is nie om alles te hê wat jou hart begeer nie, maar om te weet dat jy alles reeds het in Christus. In Christus het jy alles wat jy wil hê. Weet jy dit? In Christus kort ons niks. As ons hom het, Job het hom gehaat. Toe verloor hy alles, maar omdat hy hom gehaat het, het hy niks verloor nie. Al het hy gekla, al was hy ongelukkig. Job het, die Bybel sê, Job het baie gekla, maar hy het in alles nooit gesondig nie. Hoekom? Want hy het besef, wie is sy bron? Dink net jou vriende, jy sit op jou as op en jou vriende terg jou, hulle lag vir jou, jou eie vrou lag vir jou. Ek sien daarna, hy het weer by daai selfe vrou 10 kinders gehad. En die Bybel sê 'n belangrike ding, hy sê vir Job, as jy vir jou vriende bid, sal jou lewe verander. En daai 3 vriende wat hom so gespot het, hy moes vir hulle bid. Kan jy vanoggend vryspreek? Kan jy vanoggend sê, Here, ek let go? Kan jy vir jou vriende bid? Wat nog van jou vyande? Wat sê die Bybel vir jou vyande? Vervloek hom? Is dit wat hy sê? Sê bid vir jou vyande. Kan jy vanoggend sê, Here, daar's soveel baie vyande, maar ek bid vir hulle. Ek kies om vir hulle te bid. Wat het Jesus nog kom doen? Die kruis en die leë graf. Die Bybel sê, hy het die gestalte van 'n mens aangeneem. Hy het gesterf aan die kruis vir my en jou. Hoekom? Sodat ek en jy 'n lewe van oorvloed kan hê. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. Hy het dood oorwin, hy het sonde oorwin, hy het hel oorwin vir my en jou. Hy het die graf kom leegmaak om vir my en jou te voorsien. Johannes 11 vers 25 sê, Jesus sê vir haar, vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie. Tot in ewigheid, glo jy dit? Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Dan sê hy, ek is die opstanding en die lewe. Hy wat lewe en in my glo. Jy sien, baie mense lewe en hulle glo in God. Maar wanneer dit moeilik gaan, vat hulle oë van die Here af. Glo jy vanoggend God kan jou omstandighede verander? Glo jy vanoggend God kan vir jou wonderwerk doen? Jesus het nie verniet gesterf nie, hy het alles oorkom. Terwyl ons so sing vanoggend, toe kom daai skrif vir my op in Matteus 18 vers 18. Wat ek en jy op hierdie aarde bind, is in die hemel gebonde. Wat ons op hierdie aarde ontbind, is in die hemel ontbonde. Hoekom sê God dit? Want Jesus het op hierdie aarde, het hy alles kom vervul. Alles wat op hierdie aarde na my en jou kant toe kom, het Jesus klaar vir jou vervul. Hoekom? Want hy is aan die regterhand van die Vader. So as ek en jy iets vra volgens sy woord, dan doen hy dit. Hy sê julle het nie omdat julle nie bid nie.
Hy sê in Jeremia 29 vers 11, as hy aan jou dink, is gedagtes van vrede en nie van onheil om jou hoopvolle toekoms te gee. Dan sê hy in vers 12, jy sal heen gaan en tot my bid. En as jy na my vra met jou hele hart, sal ek na jou luister en my deur jou na vind en 'n belangrike ding, jou lot verander. Toe jy sien God sê ek is die opstanding en die lewe. Hy wat lewe en in my glo. Glo jy werklik God is in staat om alles in jou lewe te herstel? Amen. Hy is. Hy is. En dan die laaste punt. God roep my en jou vir 'n lewe van oorvloed. Hy wil vir jou op hierdie aarde 'n lewe van oorvloed gee. Nie net in die hemel nie. Ja, hy wil vir jou 'n lewe van oorvloed in die hemel ook gee. Want dit wat jy op hierdie aarde doen, gaan bepaal wat jy in die hemel gaan wees. Want Jesus sê, ek kom gou en my loon is by my. Jy gaan 'n loon kry. Jou werke red jou nie, maar jou werke gaan vir jou 'n loon gee. Maar hy wil op hierdie aarde, wil hy my en jou seën. Ons lees in Romeine 5 vers 17, die tweede gedeelte. Hy sê, veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang, wanneer lewe? In die lewe heers, deur wie? Jesus Christus. So God wil hê ek en jy moet nou heers, waaroor? Oor jou man, oor jou vrou, oor jou kinders, oor mense in die kerk? Nee, ek moet heers oor die aanvalle, ek moet heers oor siekte, ek moet heers oor dood, ek moet heers oor alles wat na my kant toe kom. En hoe heers jy daaroor? Wat het ons gesing dan nou, Bertus? I speak the name of Jesus. Praat sy naam oor die omstandighede, spreek sy naam, verklaar sy naam, sê Here, U is sonde gemaak, dat ek kan wees die geregtigheid van God. Die Bybel sê, hy is 'n vloek gemaak. Vervloek is hy wat in 'n kruis is daan, sodat ek en jy die geseëndes kan wees. Deur sy wonde het jy genesing. Jy's meer as 'n oorwinnaar, deur Christus wat vir jou krag gee. Die ander een sê, ek is tot alles in staat. Deur Christus wat vir my die krag gee. En dan lees ons in Galasiërs 2 vers 20. Wat moet ek en jy doen voor ons daarby uitkom? Voor jy 'n lewe van oorvloed kan hê. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Is dit nie wonderlik nie? Ek leef nie meer nie, Christus leef. Hy het my lief gehad en homself vir my en jou oorgegee. Jy sit dalk hier en jy sê, Here, ek is die ou lelike eentjie in die familie. Here, ek is jou swart skaapie, niemand stel in my belang nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, hy het jou lief gehad. Hy het homself, sê vir die ou langs jou, hy het homself vir jou ook gegee. Hy het homself vir jou ook gegee. Nie net vir een of vir twee ouens, nie vir ons almal. Maar ons kies wat is met sy genade, dan sluit ek af. Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So wat moet ek en jy doen? Ons gaan na die troon van genade nie. As jy na die troon van genade toe gaan, na die troon van geregtigheid, Jesus het klaar die geregtigheid vir jou kom bewerkstellig. Al het jy sonde, kan jy na God toe gaan en sê, Here, hier's ek. Ek bely my sonde, ek lê dit op aan die voete neer, en dan kan ons na sy troon toe gaan met vrymoedigheid, om op die regte tyd gehelp te word. Jy dalk hier ingekom vanoggend, jy sê, Here, my lewe val uit mekaar uit. Here, dit voel of my huwelik dit nie gaan maak nie. Here, dit voel of my finansies dit nie maak nie. Here, dit voel of niks in my lewe uitwerk nie. God wil volgende vir jou sê, staan op. Staan op uit die as, neem 'n besluit volgende. Sê, Here, Christus is my alles. En omdat hy my alles is, in Christus is ek 'n nuwe skepsing. Hy sê, die ou dinge het verbygegaan. Jou ou lewe het verbygegaan. My boetie en my sussie, wil nie 'n besluit neem vandag? Wie sal wat net saam my wil staan volgende en sê, pastoor, ek wil volgende net opnuut 'n besluit maak. Net opnuut sê, Here, begin by my. Bert, as julle kan vorentoe kom. Here, begin by my. Ek wil vanoggend 'n besluit maak en sê, Here, in Christus is ek 'n nuwe skepsel. Here, ek kom met vrymoedigheid na die troon van genade om op die regte tyd gehelp te word. God wil jou help vanoggend. As jy staan vanoggend, staan jy net as in afhanklikheid en sê, Here, ek staan as 'n teken om te sê, hier's ek. Hier's ek, Here, verander my omstandighede. Hier's ek, Here, buig na my toe neer, help my, vul my met die krag. Vader, baie, baie dankie. Heilige Gees, dankie dat U saam met ons is. Dankie dat U gekom het. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade. Ons het oorvloed van genade en ons het die gawe van geregtigheid in hierdie of ontvang het in hierdie lewe heers.
deur Jesus Christus. Jesus, u naam is die naam bo elke naam. Wanneer ons die naam aanroep, dan sidder die duiwels, dan hardloop hulle. Die Bybel sê op een pad val hy ons aan, op 7 paaie vlug hy van ons. In die naam van Jesus, ons is meer as oorwinnaars. In die naam van Jesus staan ons vanoggend en ons sê, Here, ons meld aan Jesus om vir u te sê, help ons. Jesus staan ons by. Jesus gee vir ons krag. Jesus, ons bely ons afhanklikheid van u. U sal ons help en ons omstandighede verander. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. As daar iemand is wat dalk gebed nodig het,